So as jy 'n besoeker is of jy kom kuier vir ons hierso, ons is besig in 'n reeks. En so jy stap in op episode 9 van 'n 10 episode reeks. So as jy iewers te gaan voel dat jy verstaan nie lekker waar ons is nie, ons het baie goeders gesê tot op hierdie punt toe, ons het al baie goeders al beleef tot op hierdie punt toe, en so as jy iewers te voel jy het ons gemis, wil ek net vir jou sê, jy is meer as welkom om op YouTube te gaan kyk, en te gaan try opvang, maar op hierdie stadium kan ons nou nie stop en alles recap oor waar ons was en wat ons gaan doen nie. Maar vanoggend gesels ons bietjie verder oor ons waardes. Nou net vir jou 'n recap keer, ons het begin basies, toe het ons vir onsself gevra, wat is die kerk, ons as lighuis se missie? En ons het gesê dat ons missie is wat Jesus vir ons bepaal het as ons missie. So toe hy sê Matteus 28 vers 19, gaan uit, maak disippels, dan sê ons vat dit ernstig op. Ons gaan uitgaan en ons gaan disippels maak. En ons gaan hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons gaan hulle leer om alles gehoorsaam te wees, dit wat Jesus ons geleer het. Dis ons hart, dis ons missie, dis wat ons dryfkrag gee vir ons as gemeente. En toe het ons gesê, so wat is dan ons visie? As ons vir onsself moet sê, hoe gaan ons hierdie ding bereik? Wat gaan ons in plek sit? En toe het ons besef, maar daar is 'n visie ver groter as een individu. En dit is nie net 'n visie wat vir onsself is nie, maar dit is 'n visie om 1500 disippels te maak. En is nie 1500 lidmate nie, is nie 1500 ouens wat ons in hierdie kerk in wil prop nie. Dis 1500 mense wat 'n liefde vir Jesus het, om sal uitleef en sal uitgaan en ander disippels maak. Dis ons hart, dis waartoe ons gaan groei, dis wat ons ja voor gaan sê. En so ons as gemeente het 'n direksie waartoe ons beweeg, en ons direksie is disippelskap. Het ons gesê, wat is ons waardes? Wat is die goedes wat ons as belangrik gaan ag in hierdie proses? Wat gaan vir ons die pilare wees, of waarop hierdie gemeente gebou gaan wees? En ek deel met jou die waardes, ons is nou in waarde 3, en ek begin met waarde 1. Waarde 1 is teenwoordigheid. Dis die teenwoordigheid van die Here beleef in ons lewens, en ons het gesê ons verduidelik om in drie stellings. En die eerste ene is ons program is ondergeskik aan sy teenwoordigheid. So as God opdaag, dan staan ons program terug. Dis wat ons gesê het. Dan het ons gesê, ons gaan ruimte maak vir sy teenwoordigheid, in terme van ons gaan spasies maak soos gebed en bediening en aanbidding. Dis plek waar ons as gemeente God kan beleef, en as jy laat kom, gaan ons jou vra om agter te staan, sodat die ouens wat hier is, nie omgestamp word deur jou wat verby probeer squishy so deur die lyne nie, maar die blote feit is ons wil hê dat ons die Here moet beleef. En ek wil ook hê dat jy by die huis daar weer is, daar by jou werk, dat jy die Here sal beleef met alles wat in jou is. En dan het ons gesê, nommer 3, ons respekteer ons gesamentlike byeenkomste met agting vir individuele belewennisse. Wat beteken? Dat jy as 'n individu mag die Here beleef, en ons beleef as gemeente saam, gaan ons 'n opgewondenheid hê vir die teenwoordigheid, en ons gaan daai bestuur om seker te maak dat individuele belewennisse en as gemeente ons hierdie ouetjie altyd reg sal balanseer. En dan het ons sê, ons tweede waarde wat ons na gaan kyk, is ons is woordgerig, wat beteken dat ons het God se woord lief, met alles wat ons is, ons het 'n liefde vir God se woord. So buiten hierdie reeks wat ons doen, gaan ons vers vir vers deur die Bybel, want dis wat ons doen, is ons sê, ons stop en ons sê ons het 'n liefde vir die woord. Dit gaan nie net vir ons oor oulike preke nie, ons wil sê, wat sê die woord vir ons? Dis hoekom ons deur Johannes gegaan het, dis hoekom ons besig is met Romeine, ons is al deur Galasiërs, deur Hebreërs, besig met Openbaring, want dis wat ons doen, is ons het 'n liefde vir God se woord. En as ons dit sê, dan sê ons nommer 2, ons standpunte word bepaal deur God se woord, en dan die laaste een is ons leefstyl word bepaal deur God se woord. So met ander woorde, ek kan nie net leef soos ek lus om te leef nie, die woord bepaal hoe leef ek en hoe dink ek, en dit is wat ek en jy begin beleef. En so ons het laas weer begin met ons derde waarde, en ons derde waarde is liefdevolle verhoudings. Liefdevolle verhoudings. Nou vanoggend kan ek hierdie ouetjie net volledig vasmaak. En die groot ding is, laasweek het ons gesê dat jou verstaan van verhoudings lyk bietjie anders as my verstaan van verhoudings. Jy bou anderste verhoudings, jy value verhoudings anders as wat ek het beleef, maar die belangrike ding is dat ons besef as gemeente, die standaard wat ons gaan insit, kom vanuit die woord uit. En so dis ons hart. Nou in hierdie week wat verby is, toe het ek myself deel gekry in 'n finansiële klas,
So ek hou nogals daarvan om so elke nou en dan te stop en net te gaan kyk wat gaan aan met my finansies en alles. Ek glo dis deel van om 'n goeie rentmeester te wees. Hoe bestuur jy jou finansies om seker te maak dat jy weet waartoe jy is. En so in hierdie proses wat ek deur hierdie klasse gaan het, toe het ek nou 'n massive skok gehad weer. So elke nou en dan word jy so gekonfronteer en ek noem dit een woord, jou pensioen. Nou almal wil uitpaas behalwe almal wat onder 30 is oor jou pensioen. Onder 30 kan jy nie worry oor jou pensioen nie, maar iewerste as jy iewerste begin sit en dink en ek was gekonfronteer gewees deur watse berg geld ek nodig het om eendag te kan sê ek moet nou ophou werk en dan besef ek skielik hoorie maar hierdie raak 'n krisis vir ons in ons lewens want dis die groot ding. En daar's so 'n baie fancy term vir dit. Nou ek gee vir jou die Engelse term en jy's meer as welkom om Google Translate te gebruik en uit te figure wat is die regte Afrikaans. Ek gaan nie eers dit try doen nie. Die Engelse woord wat ek opsit is temporal discounting. Nou temporal discounting is wat gebeur as ons sekere goeders doen in ons lewe en ek gee vir jou die definisie. Die definisie lees ons soos volg. Hy sê dis die neiging om 'n onmiddellike beloning bo 'n toekomstige en 'n moontlike groter voordeel te verkies. So met ander woorde, nou dink ek aan my pensioen. Nou dink ek, as jy nou in 'n maand 'n ekstra paar randjies het, wat maak jy met daai geld? Nou daar's 'n sekere tyd en 'n ouderdom in jou lewe wat jy dink, "Jesus, hierdie geld sal nou nice wees, ek gaan my vrou uitvat vir ete." Of wees nie, ek wil 'n bietjie geld spaar om 'n nuwe rekenaar te koop. Of wees daai TV is net 2 jaar oud, ek moet 'n groter TV kry. Eers hulle kry nou TV's wat 'n hele muur vol kan wees. En so jy dink nou aan, ek kan daai geldjies nou gebruik vir iets. Maar dan is daar 'n sekere ouderdom wat jy besef, hoor as ek nie genoeg het in hierdie rekening om af te tree nie, dan begin jy soos daai karakter in Ice Age skrat, begin voel oor daai klein neet, begin jy voel oor jou finansies. Soos asseblief net in die goed vat en net in 'n bankrekening iewers te pomp. Want die blote feit is as jy gekonfronteer word met hierdie groot berg, dan besef jy ewe skielik hoeveel jy die toekomstige goeders net afsny. En hierdie blote feit is wat ek leef vir vandag en die plesier wat vandag vir my kan bring. Dis wat temporal discounting meen. Die neiging om 'n onmiddellike beloning bo die toekomstige ene te verkies. So met ander woorde, ons beleef hier in 'n klomp areas. Jy beleef dit in jou gesondheid. So ek dink net bietjie aan hoe ons leef in terme van ons gesondheid. Ek het hierdie spaghetti figuur op grond van die feit dat ek sweeties eet. Ek hou van sweeties. Maar nou hier's die groot ding, is as ek moet weet dat hierdie chocolate wat ek nou gaan eet, is die chocolate wat my diabetes gaan gee, dan sal ek dalk anders te kyk na daai chocolate. Stem jy saam? As jy KFC eet en jy dink, hierdie KFC, as ek hom nou klaar geëet het, gaan ek nou 'n beroerte kry en vir 3 jaar in die bed lêend wees op grond van hierdie ding. Gaan jy daai KFC eet? Daar's nie manier nie. Ek meen, ons doen dieselfde met rook en met drink. Jy weet dit is nie goed vir jou nie. Jy weet dit is nie. En jy weet langtermyn gaan hierdie, almal sê vir jou dat hierdie is nie goed vir jou nie, want langtermyn gaan hierdie jou in die voet skiet. Maar dis net so lekker. Dis die probleem, is ons leef en ons besef dat ons is vandag op 'n plek wat jy kan baie vinnig vandag lewe vir vandag. En jy vergeet oor wat is die impak oor jare. Wat gebeur het met my rondom my pensioen? Dis wat gebeur. En dis presies wat gebeur as dit kom by verhoudings. Want hierso sê statistiek vir ons dat die ouderdom tussen jou mid-30s tot laat 30s tot en met jou mid-50s en jou laat 50s is die tydperk in jou lewe wat jy die minste verhoudings gaan bou. Die minste diep verhoudings gaan bou. Dis op 'n plek wat ek en jy kom en ons is nie meer intentioneel besig om verhoudings te kweek nie. Dis wat gebeur. Nou, gewoonlik op jou jongvolwassene fase, dis 'n fase wat jy gewoonlik baie intentioneel vriendskappe vorm, die vriendskappe vorm jou identiteit en jy kweek diep vriendskappe. Dis wat gebeur. Maar teen die tyd wanneer jy jou 30s tot 50s slaan, daai is die fase wat jou hele lewe word georiënteer rondom jou werk en rondom jou huis. Wat beteken is die oomblik wanneer ons begin dink aan dit, dan word jou verhoudings funksioneel.
So met ander woorde, die verhoudings wat jy gewoonlik in daai tydperk sit, is gewoonlik besigheidsverhoudings. Dis 'n ou wat jy ken, want jy weet as ek met hierdie ou nice is, gaan hy vir my 'n beter prys gee as ek hom later vra vir 'n quote. Dis die feit dat jy jou kinders gaan aflaai by die skool en jy ken die mense en jy leer ken en dit is goeie kennis en dit is nice mense en dis selfs ouens wat jy sal op die foon optel en bel en sê yes, maar ek jammer om te hoor van jou pa of ietsie soos dit, maar die verhoudings is primêr funksioneel in die fase van jou mid-30s tot en met jou mid-50s toe. Dis wat ons beleef en dan gewoonlik in daai tydperk verloor 'n mens meer diep verhoudings as wat jy bou. En die blote feit is net omdat ons beskerm ons emosionele energie. Ek meen jy hardloop heeldag, jy werk jouself krummels toe deur die dag, jy kom by die huis en jy's besig met die kinders. Nou ek is in 'n fase met klein kinders en as ek by die huis kom en ek is moeg, dan wil ek baie graag my kinders net op die straat se pavement los, dat iemand anders te hulle net mooi oppas, net dat ek 'n uur kan nap. Maar vir een of ander rede byt my vrou nie vir hierdie idee nie. Maar dis die idee, so ons besef net dat daar is soveel wat van jou vereis word en dan as jy dink aan verhoudings en jy dink aan iemand wat jou nou gaan oordeel oor hoe jy jou kinders grootmaak of hulle gaan nou weer 'n kommentaar maak oor een of ander iets, hoe my huis lyk, ek lag so daar so 'n bordjie wat hulle gehad het by Mr. Price Home en gesê dat verskoon die gemors in ons huis, ons standaard het gesak saam met elke kind wat ons gekry het. So dan dink jy by jouself, as hulle nou hier instap en 'n kommentaar moet maak oor ons huis, dan gaan ek dit verloor. En so skielik wil ek ook nie meer kwesbaar wees en met mense my hart deel nie, want wat gaan hulle sê, wat gaan hulle dink? En nou gaan ons in 'n fase tussen jou 30s en jou 50s en jy is nie besig om verhoudings te kweek nie. Die verhoudings word funksioneel gedryf rondom jou huis en rondom jou werk. En die diep verhoudings wat ons het, is ons besig om af te sny. En hier's die groot ding, is net soos jou pensioen, vang daai ouetjie jou in die 60s. Want kom jy in die 60s en jy praat klokslag met mense wat in daai fase gaan en wat besig is en hulle huise gebou het en goed gesorg het, stap in daai fase in en hulle sê ek voel alleen. En skielik besef ek die mense wat baie naby aan my is, die mense wat ek op hulle knoppie kan druk, weet ek nie eens of ek een hand vol kan maak in hierdie tydperk nie. Want dis wat ons doen, temporal discounting. Die blote feit is ek spandeer al my tyd, al my energie in nou in en ek vergeet dat verhoudings is iets wat ek doelgerig moet aanwerk, want anderste gaan daai ouetjie my later byt. So ons kom op 'n punt wat ons nie noodwendig verhoudings ag nie. En ons is op verskillende fases. Party mense is in die fase van jou 60s wat jy begin dit voel. As van julle wat nou nog in 'n jong volwassene fase is en ek het nie 'n klou waaroor praat jy praat van pensioen en pelle nie. Ek worry nie oor pensioen nie, ek worry oor my gesondheid nie, ek worry nou oor enigiets anders nie. Of dan dalk is jy in die fase wat jy soos ek is en besef dat jy raak so besig dat jy is nie besig met diep verhoudings nie, want ons is leef in 'n fase wat ons nie soveel waarde aan ons verhoudings het nie. Maar hier is die verskil. Is God wil verhoudings kweek. God wil hê ons moet verhoudings kweek. So ons het begin met teenwoordigheid, het ons gepraat oor God se hart, God as skepper wat verhouding het met sy skepping. So daai in homself is die konsep daarvan is mind-blowing. Die feit dat God 'n verhouding met my wil hê en op grond van Jesus is dit nou moontlik dat ek in die teenwoordigheid van God kan gaan en beleef en yes, dis in die volle teenwoordigheid soos dit eendag gaan wees in die hemel nie, man. Dit beteken hier waar ek is, kan ek God beleef. Dis wat gebeur. Maar boonbehalwe die verhouding tussen my en die Here, wil die Here hê ons moet verhoudings met mekaar kweek. Want die enigste keer toe God geskep het, Genesis 1, Genesis 2, die enigste keer toe hy gesê dit is nie goed nie, was toe hy gesê dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Sien, hy het binne in ons gevorm iets om connected te wees aan mekaar. Hy het iets in ons gevorm om te connect met mense om hom. Dit was sy hart van die begin gewees. Daar's 'n Griekse woord in die Nuwe Testament en ons noem hierdie Griekse woord koinonia. Dit beteken die gemeenskap van gelowiges wat inhak by mekaar. Dis wat gebeur, is mense wat langs mekaar inkom en ons hak by mekaar in en die oomblik wanneer ons inhak by mekaar, dan ondersteun ons mekaar. So imperfek as wat ons is dan mense wat sê, maar ek begin selfloos vriendskappe kweek om my.
Ek begin op 'n plek agterkom en dit gaan nie net oor my nie, maar dit gaan vir my oor om saam met mense in te hak. En as die ou links of regs van my begin swak raak, is ek daar om hulle op te help en in die oomblik wanneer ek swak raak, is hulle daar om my weer te help. Dis die hart van koinonia. En ons sien reg deur die Bybel, sien ons vriendskappe wat gevorm word, wat 'n groot impak maak. Ek meen, jy dink aan Moses en Joshua. Ongelooflike verhouding wat hulle twee gehad het, en toe Moses afgesterf het Joshua en Caleb daai verhouding gehad. Later sien ons vir Dawid en Jonathan, ons sien vir dit vir Naomi en vir Rut. En dis wat ons sien, ons sien oor en oor sien ons daar is mense wat inhak by mekaar en die verhoudings wat gekweek word is gesentreer rondom twee goeders. Dis 'n liefde en 'n eerbieding teenoor God en dit is 'n ondersteuning vir mekaar. Dis waaroor verhoudings gaan. Dis waaroor liefdevolle verhoudings eintlik moet gaan. En yes, ons kan op 'n punt kom wat ons voel, yes, maar ek weet nou nie lekker of ek nou hiervoor kan sien nie, maar die blote feit is iewerste gaan daai alleenheid kom klop. Of jy gaan deur 'n krisis gaan en jy besef daar is niemand nie en die groot ding is gewoonlik dan neem ons die kerk kwaadlik, want hoe het Jean nie geweet nie? Dis wat gebeur. Die blote feit is net, ons besef as gemeente wil ons liefdevolle verhoudings kweek. Dis ons hart. En so toe het ons gesê dat as ons kyk na Johannes 13 vers 34, dan kom Jesus en hy sê, hy maak die opdrag en dan sê hy, ek gee vandag vir julle 'n nuwe opdrag. En hierdie opdrag is dit. Hy sê dat julle mekaar sal lief hê soos wat ek julle liefhet. Dis julle hart, dat julle mekaar sal lief hê soos wat ek julle liefhet. So nou beteken dit dat ons gaan moet 'n liefde kweek onder mekaar in hierdie proses. En so as ons praat van liefdevolle verhoudings, dan definieer ons dit in hierdie volgende 3 stellings. So ons het laasweek gepraat oor die eerste ene. Ons het gesê God is liefde en daarom personifiseer ons liefde. 'n Beter woord vir personifiseer vir die fancy mense is verpersoonlik. Ek praat brakpan Afrikaans. So julle leer met my al die verkeerde woorde en verkeerde maniere om te praat, so julle is meer as welkom om verpersonifiseer daarin te werk. Maar hierso het ons gesê dat as ek en jy dink aan God se hart, sy karakter en sy wese, hy is liefde, dan verstaan ons dat jy kan geen eienskap, het julle gesê, my ma het my heeltyd Engels geleer, ek gaan al kwaadlik neem vir dit. So die blote feit is, ons kan geen eienskap van God wegvat van liefde nie. So as ons sê, God is heilig, dan sê ons, hy het 'n liefde in daai heiligheid. Sy liefde het heiligheid, deel van dit ingeweef. Sy regverdigheid het sy liefde ingeweef. Dis wat dit beteken dat God liefde is. En so as ek en jy God verstaan, God is liefde, dan verstaan ons dat hierdie liefde wat ons vir mekaar het, dan beteken dit baie keer ons spreek waarheid in liefde in mekaar se lewe. Ons aanvaar nie net alles nie. Ons sê nie net vir jou thumbs up, jy's oulik en cute so op 'n Sondag en jy kan nou net leef soos jy lus het nie. Nee, dit beteken ons dat baie keer mekaar aanspreek, baie keer trap ons op mekaar se tone, baie keer werk ons bietjie aan mekaar se karakter, maar mekaar gaan ons ondersteun en ons gaan mekaar vergewe en ons genade hê met mekaar, want dis die hart van koinonia. God is liefde en dit is hoekom ons dit wil uitleef met ons hele hart. En dan het ons sê die tweede stelling wat ons hierby wil maak is ons doen moeite om egte vriendskappe te kweek. Ons doen moeite om egte vriendskappe te kweek. Nou hier is die groot ding. 'n Lekker deel van 'n visie is dit beteken dit lyk nie so nie, dit voel nie nou so nie, maar dis iets waarvoor ons nou ja sê. So as ons nou dink dat ons as 'n gemeente is ons nog altyd daar gewees om te sê dat ons wil hê dat jy moet geestelik ontwikkel. Ek wil hê jy moet jou Bybel leer ken, ek wil hê jy moet die Bybel verstaan en as jy die Bybel verstaan en deel maak van jou lewe, gaan jy anders te praat, jy gaan anders te leef, jy gaan jou besigheid anders hanteer, jy gaan jou vrou anders hanteer, jy gaan jou man anders hanteer, jy gaan jou kinders anders hanteer. Dis ons liefde vir die Bybel, want dit is die groot ding. Ek wil hê jy moet geestelik groei en ontwikkel, maar jy moet verstaan dat die kerk se doel was nooit net bywoning nie. Nooit, vanaf die Nuwe Testament, Handelinge 2, toe die kerk gevorm was die doel nooit gewees dat jy moet kom en sit en gaan nie. Was nooit die hart nie, dit was nooit hoekom God kerk geskep het nie. Koinonia het beteken ingehak by mekaar. Dit was die hart.
En so, as ons onsself sou sê as 'n groepering van mense, is daar baie mense wat kerk toe kom en jy sit op 'n Sondag en na die diens klim jy in jou kar en jy ry en jy is welkom om dit te doen. Jy is meer as welkom, maar ek wil vir jou sê dat ek voel daar is meer waarde aan jou wat ek wil uit jou uit ontgin. Om vir jou te sê jy is waardevol, jou identiteit te help vestig. Om saam met jou te wees in jou grootste krisis. Om daar te kan staan langs jou bed wanneer jy regtig waar die Here nodig het, as jy in jou siektebed is, of enigiets in die hospitaal beleef, ek wil daar wees in daai oomblik saam met jou. Dis die hart, is dat ons daar wil wees, maar vir jou om deel te kan vorm, beteken dat jy moet van buite die sirkel af, na binne die sirkel ingaan. En dan verstaan ons in Handelinge 2, dat dit was nooit net een ou, wat almal versorg het nie, dit was 'n groepering van mense wat mekaar versorg het, Handelinge 2:42, dat hulle het mekaar versorg, wat beteken, is ek versorg die ou links van my, en ek versorg die ou regs van my, en op die einde van die dag gaan hulle dieselfde doen, hulle gaan jou versorg, en hulle gaan ander persone om hulle versorg, en dis die hart, is dat ons mense by mekaar moet laat inhak, want ons wil egte vriendskappe kweek. En jy sê dalk, ek weet nie of ek die emosionele kapasiteit het vir hierdie nie, en ek weet nie wat dit is in my, wat ek net skop teen hierdie goed is nie, want jy's party, kyk ek gewoon vir die ou in jou linkerkant, hy is weird, nie? Kyk hoe die ander ou die regterkant, hy is bietjie beter. Maar die blote feit is net, ons dink daaraan en ons besef ek het nie noodwendig die kapasiteit vir hierdie goeders nie, maar die hart van ons as gemeente, is te sê, dat ons wil as waarde, egte vriendskappe kweek. Dis wat ons wil hê, is dat ons as gemeente op 'n plek sal wees, waar ons mekaar gaan begin ondersteun. En nie net ondersteun omdat ons wil pelle wees nie, maar ook mekaar lei om 'n dieper, intieme verhouding met die Here te beleef. Want dis waarvoor ons geskep is. Ons is geskep verhouding met God en verhouding met mense. En om daai ten volle te beleef, dis waarvoor ons gemaak is. En dan die derde stelling wat ons gaan maak is, ons sê ons investeer in die lewens van ander met tyd, talente, finansies en kennis. Die goedes wat vir ons die mees waardevol is in ons lewens, is wat ons gaan gebruik om verhoudings te kweek. Tyd is een van die goedes wat ons almal dieselfde hoeveelheid het, en die blote feit is, dit is vir meeste van ons baie waardevol. Ek het my ma gesels gister oor hoe vinnig hierdie jaar verbygevlieg het. Dit is November. Die jaar het gevlieg, en skielik besef ons hoe waardevol is my tyd vir my. En as jy in 'n plek is waar jy nog deel is van die ratreis, en jy sê vir my, Jean, ek moet tyd spandeer aan verhoudings, dan sê ek vir jou, dis wat vir ons waardevol is. Om te kan sê dat ek vat nie net my tyd nie, maar ek vat my talente, dit wat ek in goed is, die goed is wat ek mee kan gebruik, om daai te vat om jou lewe anders te laat lyk. Om te kan besef dat jy het 'n krisis in jou lewe, en dit wat ek het kan help om jou krisis op te los. Om te kan sê finansies, daai ouetjie wat ons so skrat baie naby aan ons hou, want ons besef hoe groot my pensioen moet wees as ek die dag aftree. En daai finansies gaan ek moet begin sê ek allokeer van dit vir vriendskappe, om verhoudings te kweek. Om te kan sê kennis, nou die een ding wat jy nie weggee in die besigheidswêreld nie, is jou kennis, want as jy dit hierso doen, dan vat iemand anders die jou kliënte, vir 'n goedkoper bedrag. En nou wat gebeur is, ons sê nee, ons kom met ons kennis en ons koop in. Dis ons hart, dis hoekom ons dit doen. En so as ons kom en ons praat oor liefdevolle verhoudings, dan is dit wat ons sê. So ons sê as gemeente, gaan ons onsself oriënteer om verhoudings te bou. En as jy ernstig sê, yes, ek is in vir dit, dan gaan ons in 2026 gaan ons sisteme in plek sit, want daar is net nog 'n maand en 'n half oor voordat almal besluit hulle pak op en hulle is nou klaar. Ek is nou klaar met hierdie jaar. Die blote feit is in 2026 gaan ons goeders in plek sit wat jou gaan uit jou posisie uitroep en sê, maar ek wil graag deel wees van iets anderste. En dit gaan iets wees wat jy voel gaan van jou tyd kos. Dit gaan jou emosionele energie kos, maar hier's die hart. Ons sê dit sodat ons koinonia kan kweek, inhak by mekaar, want dis waarvoor ons geroep is. So ek wil hê, oriënteer jouself, want dis ons waarde, dis waarvan ons ja sê, en jy is welkom om aan die buitekant te bly sit. Maar moenie ons dan kwaadlik neem, omdat jy nie verhoudings kweek in jou lewe nie. Moenie
wakker word in jou 60s en agterkom dat ek staan alleen nie. Want die blote feit is ons sê ja vir verhoudings en ek wil hê jy moet ja sê vir verhoudings. In die Nuwe Testament kom Paulus en hy is besig om al sy tyd en al sy energie in Timoteus in te prop. En Timoteus is 'n jong ou en hy sit al sy energie in en wat vir my so ongelooflik mooi is, op 'n stadium sit hy in die tronk en hy is besig om 'n brief te skryf aan die gemeente in Filippense. Aan die Filippense kerk in Filippi. En hy skryf spesifiek hierdie volgende woorde. Hy skryf hy sê vir hulle dat ek gaan vir julle Timoteus stuur om na julle toe te gaan. En hy sê Filippense 2 en hy sê vers 20, hy sê want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. En hierdie wat hy sê geesgenoot, dat jou NNT sal sê dit is iemand wat presies soos ek voel oor julle. Dis wat hy doen, is hy sê ek stuur iemand wat net so ingekoop is in julle lewe. En toe Paulus klaar is met sy bediening en toe hy dood gegaan het, toe was Timoteus die ou gewees wat die Efese kerk verder vorentoe gevat het en gelei het. En Timoteus het 'n ongelooflike rol gespeel in die vorming van die kerk gewees. En dis wat gebeur, is ons is besig om in te koop in verhoudings in, want hierdie verhoudings is besig om ander verhoudings te kweek. En so as ons ja sê, dan sê ek nie ja dat ek gaan alleen by al 350 plus mense wat vanoggend hier so sit by elkeen in sy huis aankom nie, maar ek sê ja dat ek verhoudings gaan hê met van julle en van julle gaan verhoudings hê met van julle en die ander gaan verhoudings hê met ander en dis ons hart, is dat ons op 'n plek sal wees wat ons liefdevolle verhoudings sal kweek. En hierdie verhoudings kan partykeer maklik wees en ons gaan lekker kuier, ons gaan lekker braai en ons ander kere wat die mense vir jou gaan krap. Ons het gister toe praat ons met al ons koördineerders en ons sê Spreuke 27 vers 17. Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Dis wat ons doen. Ons vorm mekaar, ons bou karakter, maar ons sê ja vir verhoudings. En vanoggend is een van daai hoogtepunte vir ons, wat ons nie net hierdie goeters sê nie, maar wat ons hierdie goeters deel maak van ons lewens. En so ons het een van ons personeellede wat ons vanoggend wil ag en aanstel as deel van hierdie rol wat sy speel in ons gemeente. Nou, ek is toevallig getroud met haar ook, so dis nou maar net vir my 'n pluspunt, dis nou nie vir jou 'n pluspunt nie, sy is vrek mooi, so vir wat dit werd is, ek geniet dit, maar die blote feit is net, dat ons gaan vanoggend, gaan ons as bestuur, of eintlik hoofsaaklik die bestuur, gaan haar eer vir die rol wat sy al gespeel het, in ons gemeente. En so vanoggend gaan jy ons bestuursraadslede sien en ook 4 van ons koördineerders en later van ons ander koördineerders ook deel van dit sien. So ek gaan oom Gert vra om vorentoe te kom. En so wat ons gaan doen is vanoggend wil ons haar honor vir wie sy is, wat sy doen in ons gemeente en ons wil haar in laat hak by hierdie visie om liefdevolle verhoudings aan te hou kweek hier waar ons is en wat ons doen. So ek gee oor vir oom Gert en ek neem hier is die mic. Toe ek nou daar gesit het ek nou gewonder, wat gaan ek nou met hierdie kateder maak? Gaan ek hom vasgryp tot ek gekalmeer het? Of gaan ek aan sy linkerkant staan? Of gaan ek aan sy regterkant staan? Toe besef ek, maar ek moet kom staan voor hierdie vrou, waaroor dit gaan vandag. Ons is vandag hier om haar te ordineer as 'n leraar van hierdie kerk. En die proses van ordinering beteken eenvoudig net om iemand in te stel in 'n amp. Nou as jy 'n bietjie gaan blaai in die HAT, ek is nie ene wat Google nie, ek het nog net HAT daar in my kas. En as jy daar gaan Google, dan sê dit maar net, dis die instel van iemand, priesterlike amp, God sê. Vir my, God sê, ons moet Roemien gebruik by die kerk, ons moet haar instel as 'n pastoor. Nou, iemand wat hiermee besig is altyd 'n gelowige persoon. En dit is Roemien. Toe ek my woorde gaan by mekaar kry het hierdie week, wat gaan ek sê? Het ek by Jeremia 1 vers 5 vasgehaak. En Jeremia 1 vers 5 sê, ja, nou ben ek nie as Google, nou het ek hom vergeet. My selfoon uithaal. Ekskuus net.
Ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die moederskoot. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. En dit is Romien, om haar aan te stel om te praat met die nasies van die wêreld. Nou, vir ons om haar te kan aanstel, moes daar 'n paar goed gebeur het. En die eerste ding wat gebeur het, is dat sy deur die AGS van Suid-Afrika as 'n pastoor aangestel is. Geordineer is, dat ek eerder die woord aanstel los, geordineer is. Maar verder het sy ook nog gaan studeer. Sy het 'n teologiese graad by die Suid-Afrikaanse Teologiese Kweekskool verwerf. Sy het by die Pikke gaan studeer. Sy het 'n honeursgraad verwerf. En met hierdie honeursgraad het sy 'n Golden Key dalk op 'n verkeerde plek. Golden Key toekenning ontvang. Sy het 'n meestersgraad, 'n teologiese meestersgraad en 'n teologiese honeursgraad verwerf aan die Pik, wat 'n besondere prestasie is. Maar nou, ek wil vir haar reguit kyk, as jy nou gaan vat, sy het 'n graad, 'n honeursgraad en 'n meestergraad, as jy die sommetjie gaan maak, dan kom jy so by 7 jaar uit. Nou hierdie tyd van 7 jaar was sy 'n getroude vrou. En dit is nie maklik om te studeer met Jan in die huis nie, is dit reg? Sy was 'n moeder gewees. Dit was nie maklik as 'n moeder met 2 kinders om te studeer in die huis nie, is ek reg? Ja. En sy het nog gewerk ook. Dit is nie maklik om te studeer in 'n huis waar jy moet werk nie, is dit reg? Maar waarby wil ek uitkom? Sy het al 3 grade cum laude behaal. Cum laude beteken met onderskeiding. By sekere universiteite en sekere instellings is dit 75% en ander is dit 80%. Met ander woorde, onderskeiding. Dis harde werk. En dan het ek nog gesê, wat gebeur in 'n huis, wat het daar plaasgevind? Nou ek het ook geswat, en toe ek geswat het my pa vir my gesorg. En ons het nie cum laude geken nie. Al wat ons geken het is, cum back, volgende jaar weer. So, dit is my aandeel vanoggend in hierdie prosedure. Ek vra net dat Kirstel sal naderkom. Kirstel sal vir julle meer inligting gee oor die werksverrigting van Romien by hierdie gemeente. Baie dankie. Nou, ek is nie so goed soos oom Gert nie. Ek het Kripnotes nodig. Ja, dis my voorreg om bietjie te deel oor wat Romien alles by Lighuis gedoen het en nog steeds doen. En ek dink met sulke kwalifikasies kan 'n mens nogal dink dat Romien bietjie entitled kan wees, maar dit is nie so nie. Sy het sedert Jan in 2018 aangestel is, het sy onmiddellik eienaarskap gevat. Ek onthou so goed toe ek haar persoonlik ontmoet het, toe sy daar agter nog by die inligtingstoonbank gestaan en blaadjies regpak. So sy is iemand wat selfgerig is. Sy kan behoeftes raak sien en sy kan inspring sonder dat iemand haar moet aanmoedig. So het sy dan ook sisteme in plek begin sit hier by Lighuis om vir al die administratiewe taak te vergemaklik. En kort voor lank het sy ook haar talente ingespan by die musiekbediening en daar het sy leiding geneem tot Johan oorgeneem het. Dan het sy ook op die bestuur begin dien, maar ongelukkig moes sy bedank toe haar eerstelingkie gebore is en ons het regtig haar waarde daar ook gesien. En eers in 2020 het die bestuur haar gewig en waarde besef en haar vas aangestel hier by Lighuis. Onder andere het haar portefeulje ingesluit dat sy die personeel moet oplei. En ek was ook bevoorreg om deel te kon wees van die personeel vir 'n rukkie. En daar het ek besef dat Romien regtig intensief navorsing doen. En sy skroom ook nie om ander professies te betrek om regtig opleiding van hoogstaande gehalte te lewer, vir die personeel te bied nie. Dan was sy ook onder leiding van John betrokke by die internskap
program wat vir 2 jaar aangebied is hier by Lughuis. Dit was gerig op jong mense tussen die ouderdom van 18 en 23 en daar's intensief gekyk na hulle geestelike ontwikkeling, lewensvaardighede is hulle aangeleer, hulle moes leer knope aanwerk en leer hoe 'n wasmasjien werk en onderhoude voer, so dit was nogal 'n regtige uitgebreide program wat sy hier bestuur het. Verder is sy aangestel om die bedieningsgroepe of die passiegroepe soos ons dit ken te koördineer en sy het onder haar leiding het dit uitgebrei van 5 tot 17 en sy is besig met die herskryf van beleide en opstel van beleide, maar verder is sy ook betrokke by die oplei van hierdie koördineerders. En mens sien regtig daar passie vir mense. Dit gaan nie net vir haar oor om hulle vaardighede te leer nie, maar dit gaan ook oor die geestelike ondersteuning wat sy vir die leiers bied. So het sy dan onder haar leiding die hervul en herlaai wat kwartaalliks aangebied word begin. En ons het gister ook so 'n wonderlike sessie gehad. En dan is wat vir my ook nogal belangrik is, die geestelike ondersteuning wat sy bied. So sy doen gereeld 1 tot 1 berading en klein groepie ondersteuningsbidgroepe waar verhoudings gebou word en ondersteuningssisteme gevestig word. So dit is regtig waardevol vir die koördineerders om dalk toegerus te word om hulle groepe te lei. Verder is hy ook, wat ek eintlik dan daar wil sê is dat mense is regtig bewus deur hierdie, wat ons al sien, aktief besig in die gemeente, hoe sy regtig altyd die Here se teenwoordigheid opsoek en die woord gebruik om haar te rig en te stig in haar dien hier by Lughuis. En ek weet sy persoonlik 'n wonderlike ervaring met 'n Sozo-sessie gehad en daar het amper 'n keerpunt en 'n omkeer in haar lewe gekom in die manier hoe sy ook dan hier by Lughuis dien. En onder haar leiding het sy dan ook 'n span bymekaar gesit wat dan hierdie Sozo groep laat oplei het en hulle bied regtig op hierdie stadium vir die gemeente 'n wonderlike geleentheid tot bevryding, vergifnis en innerlike genesing. Dan het sy ook 'n baie geseënde vrouekamp vir ons aangebied in 2024 en ons sien ook uit na so 'n opvolgkamp volgende jaar. En dan koördineer sy nog verder die gebedsgeleenthede op 'n Sondag aand. So enigeen is welkom en sy is getrou om elke Sondag 5 uur te wees en vir die gemeente en vir die Lughuis te bid. Dan sien ons ook hoe sy die inisiatiewe wat die bestuur en John bring om die gemeente op te bou en uit te bou, hoe sy dit net vat en loop daarmee. Ek dink spesifiek aan die disipelskap wat hierdie jaar die aanbiedings en die opleiding wat plaasgevind het deur Harvesters, dat sy dit gekoördineer het en dan ook die materiaal wat ons gebruik in ons klein groepies wat sy so getrou opstel vir ons gebruik. Dan ook die strategiese beplanning wat vroeër hierdie jaar plaasgevind het waar ons die waardes van Lughuis vasgelê het sy regtig ook al voor die tyd vir ons baie materiaal gegee waaroor ons gebid het en gevas het en wat ons kon sien hoe die Here ook daar voorsien het. Buite Lughuisverband is sy dan ook betrokke by opleiding, by skole, praatjies wat sy gee. So dis nie net in Lughuis waar sy 'n dinamiese rol speel nie, maar ook buite Lughuis. En dan bo en behalwe dit, gee John daarom ook erkenning van die feit dat sy beter gekwalifiseerd is as hy, so dan kry sy daarom ook so af en toe 'n kans om te preek. En in al hierdie dinge waarin Romien betrokke is by Lughuis, is sy nog steeds 'n spreuke vrou wat haar 2 kinders en haar man hoog prioritiseer en daarvoor gee ek haar ook baie eer dat sy hulle ook so belangrik ag. Romien, ons sien raak wat jy doen en ons waardeer wat jy doen en ons ervaar dat jy absolute nederigheid die gemeente dien en bedien en ons is baie dankbaar dat jy deel van die gemeente is en nou ook so formeel deel word.
Baie dankie. O, ekskuus. Ek nooi dan nou 4 ander persone, koördineerders en mense wat ook nou pad met Romien stap en wat kan kom vertel van die rol wat hulle speel, ook sy speel in hulle lewens, maar ook in hulle bedienings. Dankie. Baie dankie Tannie Christel. Romien. Ja, dit is vir my regtig 'n voorreg om vanoggend hier te kan staan en ek dink ek het nou al 'n bietjie meer gemaklik geraak agter die mikrofoon. Julle sien my daarom gereeld hierbo, maar ek dink ek kan nie onthou wanneer laas ek so baie gestres het om iets vir voor te kom sê nie. En ek dink dis omdat ek so baie waarde heg aan die persoon oor wie ek praat vandag. Ons maak altyd die stelling hierso by Lighuis dat ons 'n familie-georiënteerde kerk is. En ek dink in beginsel is dit 'n oulike ding om te sê, dis iets anders om dit eintlik te beoefen. En van die eerste dag wat ek hier gewerk het, is die een persoon wat my regtig laat voel het asof ek deel is van die familie is Romien. Dit is iets wat uit haar wese uitklop. En ek het so in die opbou na hierdie geleentheid toe gedink, maar hoe sal ek ons verhouding definieer? En dis 'n weird ding om te definieer, maar ek dink regtig dat ek sien Romien as 'n ouer sussie. En ek sê dit nie sommer maar net nie, ek dink regtig ek is dalk verantwoordelik vir meer toekomstige grys hare as wat haar eie kinders self is. Want ek kan regtig soos daai ouetjie wees wat net in hardloop haar deur oopmaak, ek weet nie, haar gooi met 'n kap, kyk of iets en dan weghardloop soos maar ten spyte van dit alles het Romien my nog altyd laat deel voel. En sy belê soveel waarde geestelik en emosioneel en net in terme van die hoeveelheid kennis wat sy het in elke een van ons by die span. En vandag praat ek namens die kantoor, maar ek dink almal wat saam met ons hierso werk kan saam met my stem. As jy die eerste eienskap wat by jou opkom as jy dink aan Romien, dan dink jy aan haar verbeelding. Nou, ek kan hierdie vir julle probeer verduidelik, maar dit is fisies onmoontlik. Soos ek het letterlik soos hierby uitgekom, dat as ons moes praat oor wat is die mees effektiewe manier om nagmaalkelkies uit te deel, dan praat John van hierdie blue sky konsep. Niks keer ons nie, finansies keer ons nie, praktiese goed keer ons nie. Dan sal Romien uitkom met goed soos ons kan pikkewyne trein om met jetpacks deur die auditorium te vlieg en soos vir almal wat hulle hande opsteek, soos dis die tipe goed wat soos sy die verbeelding wat Charlie in die Chocolate Factory nie eers het nie, soos daai level van verbeelding. En dit is vir my so mooi want dis die eienskap van 'n kind. En saam met dit wil ek sê dat sy het nie net 'n kinderlike verbeelding en onskuld nie, maar sy het ook 'n kinderlike liefde vir die Here. Sy kontent altyd vir 'n dieper belewenis vir sy teenwoordigheid en sy help elkeen van ons by die kantoor om dieselfde te doen. En ten spyte van hierdie kinderlike verbeelding, onskuld en liefde, het sy die wysheid van iemand wat 'n leeftyd vol belewennisse agter die rug het. Daar waar sy gaan straal sy geluk en vreugde uit en sy is rou en eerlik en nooit bang om jou verantwoordbaar te hou nie. En ek het daai alself baie beleef. Maar dit spreek net van haar roue en eerlike liefde. En ek dink daar's nie 'n beter beskrywing as in die Bybel self in Spreuke 31 nie. En die opskrif is die uitnemende vrou. En ek het 'n paar versies hier uitgehaal. Sy werk baie hard, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy het innerlike krag en waardigheid, sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Sy praat met wysheid, sy gee raad saam met liefde. Gee vir haar die waardering wat sy verdien. Laat sy erkenning geniet in die stadspoort op grond van alles wat sy gedoen het. Romien, jy bring waarde na hierdie span toe en in my persoonlike lewe wat regtig onmeetbaar is. En ek gaan in my hele lewe jou nooit kan betaal vir al die liefde, vir al die ondersteuning, vir al die wysheid en alles wat saam met dit gepaard gaan nie. En ek wil net vir jou sê dat ons is so geseënd om jou deel te kan hê van hierdie span, om jou deel te kan hê van ons lewens. Baie dankie julle. Johan? Ek het in 2019 begin hier so by Lighuis en deel geword van die Praise and Worship span onder leiding van Romien. En ek het baie vinnig agtergekom dat hier is iets anders in hierdie span as waarna ek altyd gewoond was. Daar was baie meer 'n liefde gewees vir verhouding met God
as oor musiek enigsins. Baie vinnig iets anders besef van 'n leier, waarna ons almal kan opkyk. Ek het besef, dat mense volg haar nie, omdat sy 'n goeie leier is, of omdat sy musikaal is nie, want beide het sy. Maar 'n volg haar as gevolg vir haar liefde vir die Here. Haar absolute brandende liefde vir die Here, en om ander mense saam met haar te trek. So daai het vir my uitgestaan, toe ek in die span begin het. En dan weet ek, Romien het altyd ons, dis my interessant gewees ook altyd, hoe sy kon kom, en ons kom challenge met goed in die span. Sy kon kom, jy kan sien sy worstel self met goed, en sy werk goed uit saam met die Here, en dan kom sy terug na die span, en sy kom sê, ek wil jou challenge met hierdie ook. En dan elke keer, elke liewe ding wat sy gebring het so shift in jou kop gesit en sê, maar, is hierdie regtig so, ek my maak anders dink oor goed. En dis tog wat die Here wil hê, om ons gedagtes te kom verander, dat ons anders dink oor goed. En dis wat sy kom challenge het in elkeen van ons. Ek onthou so goed, hoe sy een keer gevra het, wat is worship? En GPT was daai tyd, dus jy het gaan soek na preke, jy gaan kyk, maar wat is worship nou weer? Ons staan hier voor en ons doen hierdie goed, maar wat is worship? En ek dink ek kan met baie sekerheid sê, dat elke ou in die span wat hier staan, wat volgend hier was en wat ander keer hier is, kan vir jou in diepte sê wat is worship. En dit is omdat ons iemand gehad het wat ons gechallenge het, om anders te dink oor goed. Romien se hart is groei. Groei vir haarself en haar verhouding met die Here, en om ander mense te bring na daai selfde plek. En ek dink aan 1 Korintiërs 11 vers 1 wat sê, volg my voorbeeld, soos wat ek Jesus se voorbeeld volg. En vir my is Romien daai persoon, wat Jesus se voorbeeld volg, en daarom is dit maklik vir ons, om te kan volg, om in haar voetspore te stap. En sy spoor ons aan, om dit te doen. So ek sê vir jou dankie vir dit. Dankie vir die leier wat jy was vir die span, wat dit maklik vir my was om oor te neem. Soos eer jou vandag, as iemand wat werklik, dink ek, lief is vir Lighuis se mense, iemand wat lief is vir God se mense, iemand wat almal wil het sien om op 'n plek te kom, waar daar kan groei wees in jou lewe, waar jy God se stem hoor, waar jy kan groei in jou eie persoonlike lewe. Dis lekker om 'n leier te volg soos jy, soos wat jy die voorbeeld van Jesus volg. Amen. Romien, wat 'n voorreg is dit om namens die koördineerders vanoggend vir jou God se goedheid en guns in oorvloed toe te bid. Ons Jehovah Jireh se voorsiening, maar in elke aspek van jou lewe. So vandag kom eer ons as koördineerders vir Abba, vir wie jy is, vir jou voete van bereidheid, jou toegewydheid, jou gehoorsaamheid en jou diensbaarheid. En in 'n neutedop, ek het hulle gevra om so ietsie elkeen te deel oor wat hulle van jou beleef, wat hulle van Jesus beleef deur jou. En dit is die volgende: jy's 'n godvreesende vrou. Jy's opreg en jy het 'n rein hart. Jy's nederig en jy's gegrond in Christus. Jy bemoedig ons en jy ondersteun ons met die nodige geduld en liefde, en ons sê dankie daarvoor. Jy lei ons en jy gee raad met wysheid, maar jy doen dit in liefde. Maar Romien is self bereid om te groei en te leer, saam met ons. Romien, jy het so aansteeklike opgewondenheid, en die ander het dit ook nou gedeel. Ja, daar is so 'n lig en 'n vreugde wat uit jou straal. Jy is entoesiasties gehoorsaam aan God. Jy het 'n onvoorwaardelike vertroue in God. En Romien is fyn ingestel op Heilige Gees. En ons beleef dit veral wanneer jy bid en wanneer jy vir ons profetiese woord gee. Jy is ons gatekeeper. Jy is ons koördineerder se gatekeeper. As dogter van God, Romien, inspireer jy ons tot 'n dieper verhouding met die Here. Ekskuus maar, self het ek dit beleef hoe sy my aanspoor om net nog meer van Vader se hart te leer. Jy's 'n hartsvriende. So, julle, ons is dankbaar, ons koördineerders teenoor die Here.
vir jou bereidwilligheid, maar ook kom sê ons dankie vir hom wat jou ook betroubaar vir diens, soos hy vir Paulus ook betroubaar geag het in 1 Timoteus 1:12. En ons gee aan hom die eer dat hy jou toegerus het en dat hy jou sal bly toerus vir elke taak. So vanoggend is ons kinderlik opgewonde saam met jou. En ons is lief vir jou. Roemien, ons paai het so 3 jaar terug gekruis toe ek na jou toe uitgereik het vir berading. In daai maande wat jy vir my uitgesit het en week tot week in my belê het ek nie net hulp gehad deur die moeilikste tyd van my lewe nie, maar ook het jy my gehelp om my verhouding met die Here weer te hervestig. En ek weet ek is net een van baie vir wie jy dit gedoen het. Toe tyd daarna verloop, kon ek deel hê en het die voorreg gehad om jou in aksie te kon sien terwyl jy sessies reël met prefekte van graad 7's, leerders en personeelspanne by skole, wat jy hulle geleer het dat hulle waarde het, soos God dit in hulle geplant het, dat hulle dit in hulle self kon identifiseer en dit weer kon waardeer en besef het, hulle het iets om toe te voeg en dit is net as gevolg van die Here se genade. Jy het hulle geleer dat hulle daai lens kan gebruik om na ander te kyk en ook te kan waardeer en te respekteer wat God in hulle gesit het. Nog 'n groter byeenkoms was obviously die vrouekamp verlede jaar, waar jy vir meer as 70 vroumense hulle verhouding met die Here verdiep het, waar hulle weer hulle waarde in God kon herontdek as gevolg van daai naweek. En dis as gevolg van jou wat ons die Sousa bediening by die kerk het. En vir die wat nie weet nie, Sousa is 'n begeleide gebed wat verseker dat jy koneksie met God Drie-enig het. En ek het probeer dink, ek dink dit is om meer as 40 afsprake gehad. So meer as 40 mense het uitgestap met 'n dieper koneksie met God. En so 'n afspraak kan nie wees dat iemand onveranderd bly nie. En dis omdat jy gehoorsaam was om met kerk toe te bring. En vandat ek deel van die span is, ek is nou al 2 jaar deel van die span, ek het my koekkersie met my 2 kersies op, wat sê ek is al 2 jaar hierso, het ek self gesien en beleef hoe jy waarde tot mense se lewens toevoeg en my eie. Dat jy net jou talente, jou vaardighede, jou insig en jou sterkpunte gebruik om in ons lewens te saai. So vandag wil ek op hierdie baie publieke platform vir jou dankie sê. Dankie Roemien vir jou hart, vir jou energie, vir jou kompas, vir jou liefde vir die Here, vir jou liefde vir sy kerk, vir jou liefde vir ons en vir my. En dankie vir jou gehoorsaamheid, dat jy dien op die manier waarop God jou geroep het. Want ons is almal beter af as gevolg daarvan. Gerda, ek wil vir jou nooi om asseblief verhoogte te kom en dan vir jou ook Roemien. Ek nooi jou om asseblief verhoogte te kom en jou plek hier by ons te kom inneem. En wat 'n voorreg is dit vir my om weer te kan witness hoe jy waarde toevoeg by ons, by die kerk en in ons lewens. En dankie dat ek so iets weer saam met jou kan celebrate. Ons gaan dan oor na die laaste deel van die verrigtinge en ons gaan nou vir Roemien orden. Maar almal het so mooi oor haar gepraat en ek staan en dink vanoggend toe ek Bybelstudie doen, daar's iets wat in haar borrel. Ek dink as jy haar ken dan kan of sien jy dit, nee. As hy praat oor die Here dan borrel dit en is regtig aansteeklik. Ek so bly aan lê die woord gebruik want dit was wat by my opgekom het. Dankie dat jy aansteeklik is. Mag jy ons almal aansteek want ons het dit nodig. So ek gaan vir jou 6 vrae vra Roemien, net soos wanneer ons doop en dan gaan jy dit opreg vir ons antwoord. So die van julle wat wil gaan swat om eendag Roemien te wees, luister gou waarvoor sê jy ja. Alright. En nee. So ek gaan dit taamlik spoil as hy dit doen. Alright. 1 Petrus 5 vers 2 word daar opdrag gegee. As herders moet julle die kudde van God goed oppas. Hulle is aan jou toevertrou. Hou gewillig toesig omdat julle wil doen wat God wil hê. Roemien, beloof jy om die mense van hierdie gemeente lief te hê en op te pas soos wat Christus die kerk liefhet en oppas, om saam met hulle te wandel, getrou vir hulle te bid en hulle met deernis en integriteit te lei. Matteus 5 vers 16 sê ons moet voorbeeldig lewe, sodat ons 'n helder lig sal uitstraal. Roemien, sal jy hier in die Goudveldse gemeenskap dien, nie net van 'n preekstoel af nie, maar daar buite met jou teenwoordigheid, om uit te reik na die mense wat verlore, seer en gebroke is, en om die lig van Jesus buite die kerkmure te laat skyn. Onderneem jy om sensitief te bly vir die teenwoordigheid van die leiding van die Heilige Gees, om sy wysheid bo alles te soek, en om toe te laat om jou bediening, jou besluite en jou hart te leg.
2 Timoteus 4 vers 2 sê, verkondig die woord van God, hou vol daarmee, of die tyd daarvoor gelees of nie. Beloof jy om getrou te bly aan die woord van God, om dit met vrymoedigheid te verkondig, met waarheid te onderrig en met nederigheid uit te leef, sodat almal die onveranderlike waarheid van die goeie nuus sal hoor. Romein in Kolossense 3 vers 23 staan daar, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Beloof jy om 'n lewe van heiligheid en verantwoordbaarheid te lei, om nie vir eie gewin te dien nie, maar as 'n nederige dienaar van Christus, toegewys aan sy eer en aan die geestelike groei van sy mense. Onderneem jy om getrou te bly aan die visie en die missie van Lighuis, en om te alle tye God aan die gemeente voor te hou, in sy godheid, grootheid en heiligheid, en om alles wat jy aan die gemeente voorhou, te doen met die nodige leiding van hom vir wie jy so lief is. As raad is dit vir ons 'n groot voorreg om vir Romein teks te gee vir haar tyd as pastoor, en omdat ons weet hoe belangrik dit vir jou is om die bruidegom voor te berei vir die bruid, het ons gevoel, Johannes 3 vers 29 is gepas vir jou. Dit is die bruidegom aan wie die bruid behoort. Die vriend van die bruidegom gaan staan en luister of hy kom. En hy is sommer baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom loop ek nou oor van blydskap. Hy moet in belangrikheid toeneem en ek moet afneem. Ons as gemeente verwelkom jou as pastoor Romein. Mag dit vir jou 'n blessing van 'n tyd wees. Ons het ook 'n opdrag ontvang, so vir die van ons wat hier is. 1 Tessalonisense 5 vers 12 sê dat ons vir Romein sal erken vir haar arbeid. Ons sal vir jou besonderse agting hê en ons sal vir jou lief wees. Jy kan altyd op ons knoppies druk, ons is daar. So baie geluk Romein, kom ons gee jou 'n lekker hande klap. Ons gaan oor na die laaste gedeelte. Ek vra vir Alistair om op te kom en vir Romein te kom seën, saam met al die koördineerders, en dankie vir die tissues en die raad, as almal net vir my gaan na vorentoe kan kom. Dit gaan nou so 'n klein prentjie wees vir julle om te sien wie's almal die passiegroep leiers met wie ons gereël het. Daar's 17 groepe in die gemeente beskikbaar en diensbaar wat met jou gaan werk as jy hulp nodig het. Nou vir die ouens is wat vir jou kom bid, as jy siek is of wat vir jou kospakkie kom aangee, dis die ouens wat almal nou hier gaan staan en saam vir Romein gaan hande oplê. So Alistair, as ek vir jou kan oorgee, dan. Daar's Romein. Ek sal vra dat die koördineerders en almal hier op die verhoog hulle hande op Romein sal aanlê. Dan sal ek ook die gemeente vra om net hulle hande uit te strek asseblief. Magtige God, ons is so kinderlik opgewonde vanoggend vir die lewe van Romein. My God, my Vader, ek dink om Gerrit het ook genoem. U het vir Romein geken toe sy nog lank voor sy in haar moeder skoot gewees het u haar reeds uitgesit vir 'n goddelike doel. Vanoggend bevestig ons, vanoggend verklaar ons die roeping wat u het op Romein. Dankie my God, my Vader, dat ons vanoggend die hande op Romein kan lê, my God, my Vader, Here, en my gebed is dat die Heilige Gees so magtig op Romein sal rus. Romein, die Here seën jou gedagte met goddelike wysheid. Romein, die Here seën jou lippe met waarheid en liefde. Die Here seën jou hart met 'n deernis vir God se koninkryk en sy mense. Die Here seën jou hande met bereidwilligheid. En die Here seën jou voete om sy woord uit te dra na sy koninkryk. I'm also going to read the priestly blessing, which says in Numbers 6 from verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord lift up his face to you, and the Lord lift up his countenance and give you his grace and mercy. In Jesus' name, from now and forevermore. Amen.
Ja, ek dink ons het vanoggend reg iets baie spesiaal beleef en ek dink almal van julle wat gehoor het wat vanoggend oor Romien gesê is, ons kan dit almal net, daar's soveel mense van ons wat daai tipe van getuienis het. En Romien, ons bid net vir jou seën en ons is so dankbaar vir die Here se roeping op jou lewe en laat hy jou op hierdie stadium in Lighuis geplaas het en laat jy so groot aandeel het in wat hier aangaan en wat hier gebeur. Ons is so dankbaar. En ek wil net vir jou ietsie klein oorhandig namens die raad en ek wil net sê dis 'n blyk van waardering, maar ook net herinnering vir hierdie dag en vir wat in die toekoms vir jou voorlê en ek glo dit gaan jou ook onderskraag en vir jou 'n bietjie daai moed gee wanneer jy dit nodig het. So dit is baie lief vir jou en dankie vir alles wat jy vir ons beteken, hoor. En gee vir haar lekker hande klap so vir Oulus. Nou weet almal nie net sy slimmer as ek nie, maar sy werk ook harder as ek. So ek preek net op Sondag en op Woensdae, die res van die werk doen sy. So dis altyd vir ons 'n voorreg, maar ek is bitter in my wese bitter opgewonde oor dit. Ek dink wat vanoggend gebeur is vir die eerste keer erken ons dit wat sy al eintlik vir baie jare doen. En sy is nog altyd getrou, sy is nog altyd nederig in die proses. En ek ken sy het al rondes geloop om hier by uit te kom, maar sy het in haar wese 'n liefde vir ons gemeente en dis waaroor ons dankbaar is. So kan ek jou vra om net jou oë te sluit en kom ons bid net saam met haar. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer, te kan weet, Here, dat vir ons as gemeente is liefdevolle verhoudings belangrik. En so daarom kom ons, Here, en ons eer 'n persoon, Here, vir die rol en die funksie wat sy doen. Here, maar net omdat sy gehoorsaam is en getrou is aan U. Here, omdat haar hart klop vir U en dat sy liefdevolle verhoudings wil kweek met alles wat in haar is. Ek bid, Here, vir ons wat hierso is, Here, dat ons in ons wese liefdevolle verhoudings sal najaag, dat ons sal besef, Here, dat ons tyd en energie is begin met 'n liefde vir U, Here, en 'n liefde vir mense om ons. Mag ons hierdie as belangrik ag in ons lewens en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.